Dieremishandeling is iets wat meeste mense ontstel. Van die dinge wat mense teenoor diere doen, maak ander so woedend dat hulle verkies om eenvoudig nie daarvan te weet nie. Hier by die dierebeskermingsvereniging op George is onkunde ongelukkig nie 'n opsie nie. Op die bord is, daar weet jy nou presies, dis 'n stryd, dis adoption, dis 'n border, dis ons rekord. So hulle stap nou agterom. Van die skokkendste voorvalle waarmee werknemers hier te doen kry, behels die verkrachting van diere. Dis Lady wat ons oproep ontvang het dat sy vermoedelik verkragt was. Dokter het 'n ondersoek gedoen, daar's ongelukkig geen bewyse nie. Ek glo die persoon wat haar wou verkragt het geskrik en kon nie die daad doen nie, so ek is baie bly daaroor. Sy's nou hier vir dat dokter haar kan monitor en 'n ondersoek, het reeds 'n ondersoek gedoen. Eerste geval van bestialiteit wat ek mee te doen gehad het was omtrent so 10 jaar terug en dit was in ons dorp. Dit was nog ons punt want dit was ek sê nie ons verwag hierdie tipe goed meer van die townships af nie, maar ongelukkig dit is so, dit gebeur meer in die townships. Hierdie geval was in die dorp, dit was 'n blanke man. Hy het die mense by wie hy bly se skaaphond gevat en dan het hy so op die treinspoor gaan verkrag. En op die treinspoor. En toe het iemand hom gesien en dit het aan ons gerapporteer. Dis 'n perd wat kinders gery het en om hom te kry en te hardloop het hulle stokke agterin ingedruk. Hier is die dokter besig om 'n swab te neem vir 'n hond wat verkragt was. Die geval was omtrent so 2 jaar terug. Hoeveel voorvalle van bestialiteit kry julle per jaar? Ek praat nou uitsluitlik van George. 3 tot 4 sake 'n jaar wat aangemeld word en ek glo dit gebeur meer gereeld. Ek wil amper so ver gaan om te sê daagliks. Daagliks, maar dit word nie ons gerapporteer nie. Of as niemand dit sien nie, niemand gaan dit weet nie. Die burger het onlangs die spoor gevat van 'n saak wat blyk doodgeloop het. Kan ek kom? In November verlede jaar is hierdie perd aangeval in haar stal op Oudtshoorn. Byna 'n jaar later is daar nog niemand vasgetrek in verband met die aanval op Venus die resiesperd nie. Snags hou 'n oud polisieman 'n oog oor die stalle. So jy's basies soos 'n tipe bodyguard vir die perde. Amper switch, ja. Ja, my pa. Ja, moet ek nou lag. My vriend het dit nogal vir my gesê, ja. Hier kom die bodyguard van die perde aan. Ek meen in elk geval. Ek dink daar moet nog 'n man gebore word wat groot genoeg is in elk geval om 'n perd hoe kan 'n mens sê te bevredig of so iets. Maar ja, die wy wat dit gedoen is, die perd is vasgemaak met draad op die bene. Ek meen, ek meen net om naby die perd te kom dit ek kan doen alleen. En ek meen haar perd is nie een van die wat baie vriendelik is, sy is baie bang, sy is baie skrikkerig. Sy was 'n resiesperd geweest. Weet hulle is nie hulle is hyper, hulle is nie mense wat of 'n perd wat placid is. Ja. Kom ons praat net oor die trauma van die perd self. So eers die fisieke trauma en dan die emosionele trauma. Wat presies was die aard van die beserings geweest? Sy was met 'n vreemde voorwerp gemolesteer gewees. Die hele binnekant van haar vroue deel is beskadig. Daar was ernstige trauma. Dit was natuurlik dit gebloei. Die beserings was van so 'n aard dat sy gesukkel het om te loop. Jy weet interne beserings boonbehalwe die stikkende plekke aan haar pote en bene en lyf soos wat sy beklei het met wat ook al om weg te kom. Ja, so dit was die fisiese goed. Is haar semen binne in hom gevind? Nee, ons het die vers het ryp iets gedoen, dit was foreign object. So, maar hulle weet nie wat die objek was. Nee, ons het natuurlik ook nou oral gesoek om te kyk of ons iets kon kry wat suspect gelyk het, maar ons kon nie iets kry nie. People might be a little confused around this notion and develop in their heads an image of how would a man get on top of a horse and rape a horse. Let's look at the new definition of rape which came out a number of years ago, because the old definition used to be that it had to be a penis inside a vagina and that would be considered rape. And we now know, unfortunately, in this country that isn't what rape is about. It's way more expansive than that. In this particular case, it would
fulfill the criteria of the definition of what rape is. Because today the definition is that using any object in any orifice without the consent of the person, and in this case animal, would be considered rape. So forget about just the old penis into the vagina story. Any woman, child, man or animal who has been violated against their will, and in this case in a very violent way, with objects, is definitely considered legally rape. I don't believe it has anything to do with sex. That's a theory around rape, although there are other theories that say it is to do with sex. I think it is about power. I think it's about violence. I think it's about asserting low self-esteem. You know, we know some of the reasons why men, and it's probably men who have done that, rape, whether it's women or children or animals. It's about feeling so disempowered that they have to find someone or an animal that's going to be less powerful, where they can feel a sense of greatness, a sense of power. Ek is net dankbaar, weet in die tyd wat ek hier gewerk het en gekyk het en goed, het ek nie moeilikheid gehad hierso nie. Okay, ek het baie mannetjies gekry wat in die aand rondloop hierso, maar hulle probeer soos ek neem aan, hulle wil maar soos 'n tuintoerusting steel en sulke goed. Kyk wat in die stalle is en sulke tipe goed. Weet en as ek hom kry, dan jaag ek hom weg. Sosio-maatskaplike probleme hier in die Klein Karoo speel kennelik 'n rol. Ook te midde van die mees haglike armoede, soos hier op naburige Duiselsdorp, is daar deernis teenoor diere te vind. Die vraag is of daar genoeg deernis is om diere soos die herstellende Venus veilig te hou.